Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons hierdie week kan begin in sy wonderlike naam en dat ons die waarheid van sy woord in ons midde mag hê. Nou vanmôre gaan ek so 'n bietjie by die laaste gelykenis stil staan, in hierdie reeks van gelykenisse wat ons hanteer het. Ek gaan vanmôre 'n bietjie met u praat daaruit Matteus 25:31 oor die werke wat beloon sal word. Dis 'n pragtige gedeelte so in die woord van die Here. Hy praat hier aan die einde van Matteus 25 oor die eindtye, oor die feit dat die Here sal kom, hy sal die skape en die bokke van mekaar afskei en dan ook loon gee aan die wat hom gedien het. So kom ons kyk gou na hierdie gelykenis. Nou, dit is vir my 'n baie besondere gelykenis in die sin dat die Here vir ons kosbare waarhede hier kom leer. Daar staan in vers 31 van Matteus 25, en wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei, en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit, en dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle voorberei is van die grondlegging van die wêreld af. En dan sê hy hierdie woorde, ek het honger gehad, en julle het my te ete gegee, en ek het dors gehad, en julle het my te drinke gegee, ek was 'n vreemdeling, en julle het my geherberg, ek was naak, julle het my geklee, ek was siek, en julle het my besoek, in die gevangenis was ek, en julle het aan my gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en iets te drinke gegee? En die Bybel sê vir ons, en die koning antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit ook aan my gedoen. En dan word dieselfde gevra aan die ander kant, die aan sy linkerhand, Here, hoekom is die ewige vuur vir ons berei? Dan sal die Here sê, hy het honger gehad, en hy het dors gehad, en al daai dinge, en jy het nie vir my gegee nie. So, die hele gedagte was maar gewees, dat die Here ook hier, die fariseërs, wat die kerkleiers van daai tyd was, as deel van sy teikengroep gehad het, want jy sien, hierdie fariseërs het eintlik vir mense geleer, en daar was so algemene verstaan onder die Jode, dat daar net twee mense is, en twee dinge wat nodig is, sê eerder so, vir mense om die koninkryk van God te beerwe. Jy moet 'n Jood wees, en jy moet die wet onderhou. Dit was die twee kriteria's wat hulle gestel het, ten einde die koninkryk van God te beerwe. En nou kom die Here Jesus, en hy gooi amper die spreekwoordelike appelkar om, deur vir hierdie Jode te sê, en ook vir die fariseërs en die omstanders, en die mense wat geluister het, dat daar iets baie meer en baie belangriker is, wanneer dit kom by om in die koninkryk van God in te gaan, en om bewys te lewer dat jy deel is van hierdie uitverkore skare. Nou vriende, die Bybel is baie duidelik, as ons kinders van die Here is, dan begin alles by redding. Iemand kan nie 'n kind van die Here wees as hy nie tot bekering gekom het nie, as hy nie weergebore is nie. Nou God red my, hy red my in die eerste plek van myself en my sonde, hy red my van sy oordeel en sy toorn, hy red my van die poel van vuur om dan voortaan vir hom te leef. So een van die duidelike bewyse van wedergeboorte is, dat daar nou 'n nuwe lewe is in my binneste wat na buitekant toe uitvloei in my werke. Nou baie belangrik, en ek moet dit net weer vir u sê, werke kan ons nie red nie. As ons goed doen aan ander mense, kan dit ons nie red nie. Maar 9 uit die 10 keer is daar 'n bewys van ons redding deur die goeie werke wat ons doen. En ons doen dit nie om onsself te promoveer of om die werke aan die groot klok te hang nie, maar om ons Vader te verheerlik. Nou soos die Here Jesus goed gedoen het aan ander, so moet ons ook goed doen aan ander, en dis 'n bewys dan ook van die geloof wat in ons is. Maar daar's 'n paar beginsels wat ek net vir u wil noem. Die Here praat hiervan, hy het honger gehad, het hom kos gegee, hy het dors gehad, het hom iets te drinke gegee, hy was naak, het hom kleding gegee. Nou daar is 'n paar beginsels wat die Bybel vir ons baie duidelik gee, om hierdie saak so bietjie meer in te kleer, en vir ons so bietjie meer duidelikheid te gee. So een van die eerste dinge wat 'n kind van die Here doen, wanneer hy goeie werke doen, hy probeer nie vir homself namaak nie. Matteus 6 vers 3 sê, maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Dit is baie belangrik, vriende, dat ons sal sien, dat ons in die eerste plek, wanneer ons goeie werke doen, dit sal doen met die gesindheid van, ons doen dit omdat God in ons harte deur sy gees kom woning maak het, en ons nou die voorbeeld van ons Here Jesus navolg. So ek loop nie met 'n simfonieorkes voor my, om vir almal te sê, ek het hierdie goeie dade gedoen nie. Ag, 'n mens kry so dikwels
die videoetjies wat verskyn waar iemand nou by 'n boemelaar op straat kom en hom dan na die Pick n Pay toe vat en vir hom kruideniersware koop en dan staan hierdie man en hy poseer saam met die mense wat arm is en hy neem 'n foto van homself en hy stuur dit die wêreld in om vir ander te wys watter goeie werk hy doen. Luister vriende, wanneer ons goeie werk doen, is dit goed, en is reg, en is Bybels, maar ons nie nodig om vir almal te sê en vir ons 'n naam te probeer maak, sodat ons dan ook guns by mense sal ontvang nie. Die Here sê, ons moet ons liefdadigheid bewys en die Here sal ons self in die openbaar vergelde. 'n Volgende gedagte wat ons moet in ag neem wanneer dit kom by goeie werke is, bewys dit aan mense wat jou niks kan terugbetaal nie. Belangrik, dit help nie ons gee vir mense en ons weet later gaan ons iets groters terugskry nie. Die Bybel sê in Lukas 6 vers 33, en as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde. En as julle leen aan die van wie julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaar leen ook aan die sondaar om net soveel terug te ontvang. Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes. Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. Dit is baie belangrik, vriende, om ook hierdie groot waarheid raak te sien. Wanneer 'n mens aan iemand gee met die hoop om terug te verwag, dan dink ek jou hart is voor die Here nie reg nie. Die Here Jesus het die brode vermeerder en die visse vermeerder en vir mense gegee sonder om terug te verwag. Hy het vir homself gegee, van sy tyd, van sy energie. Die Bybel sê vir ons, hy het siekes gesond gemaak. Die Bybel sê vir ons, hy het tyd geneem om hulle te onderrig uit die skrif. En dis belangrik dat ons ook sal sien, wanneer ons barmhartigheid aan ander bewys, wanneer ons tyd spandeer om mense so bietjie op te hef in die samelewing, dan het ons nodig om seker te maak, ons doen dit nie met die doel om iets terug te verwag van hulle nie. Ek gee vir jou, om môre nou weer dubbel soveel terug te kry nie. Ek het eendag die verhaal gehoor van een van die rykste manne wat tans in die wêreld lewe, wat by 'n treinstasie aangekom het, op daai stadium nog nie so ryk nie, nog nie so belangrik nie, en hy wou 'n koerant gekoop het, en toe hy op die einde van die dag vir die koerant wil betaal, het hy nie geld by hom gehad nie. En die man wat die koerante verkoop het, het vir hom gesê, nee meneer, is nie 'n probleem nie, jy kan hier die koerant hou, en op die einde van die dag is die man weg met die koerant. Toe hy nou later 'n skatryk man word, het hy hierdie man gaan opsoek en hom 'n geweldige groot klomp geld aangebied. En die ou het vir hom gesê, man luister, ek het nie vir jou die koerant gegee om later by jou klomp geld terug te kry nie. Ek het dit vir jou gegee omdat dit uit my hart gedoen was en uit my hart gegee was. En dis 'n groot les wat ons kan leer. Ons moet barmhartig wees soos ons Vader barmhartig is, nie met die doel om altyd iets terug te kry nie, maar om dit juist te doen om ander te wys dat die Here in ons woon. Sê Matteus 5 vers 16 nie vir ons, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel verheerlik. Dis die doel waarom ons dit doen. So laaste gedagte, doen dit so ver as moontlik anoniem. Jy sien, dis belangrik dat ons sal sien, dat ons baie keer in hierdie saak eerder anoniem moet bly. Daar in Lukas 10 vers 33 lees ons van 'n sekere Samaritaan wat op reis was. En die Bybel sê hy het afgekom op 'n man wat deur rowers oorval was. En toe hy hom sien, het hy innig jammer vir hom gevoel, en die Bybel sê hy het sy wonde gaan verbind, hy het olie daarop gegooi, en hy het hom op sy pakdier gehelp en hom na herberg geneem. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar en sê vir hom, sorg vir hom, en as daar enige verdere onkoste is, sal ek jou betaal as ek terugkom. En ek het so 'n mooi verhaal gelees wat so goed hierdie saak illustreer, om barmhartigheid te doen en aan ander mense goed te doen sonder om werklik jouself bekend te maak en eintlik meer in deels anoniem te bly. Hulle vertel van 'n skatryk man wat in 'n storm vasgevang was in die Alpe. En daar word vertel dat 'n man hom gekry het en hom van 'n gewisse dood gered het. En hy het aangedring op 'n stadium om by hierdie man sy naam te kry en wie hy is, sodat hom kan vergoed en geld kan oorplaas na sy rekening en vir hom sê, luister, jy het my van 'n gewisse dood gered. En hierdie man het gesê, luister, ek gaan nie vir my naam gee nie, en ek gaan op die einde van die dag niks by jou vat nie, ek het jou gered, omdat daar in my hart empatie was. Ek het gesien jy sou sterwe as ek jou daar moes los. En hierdie man, hierdie ryk man, bly aandring by hierdie man wat hom gered het. Toe vra hierdie man vir hom, ek wil jou 'n vraag vra, wie was die barmhartige Samaritaan in die Bybel? Wat was sy naam gewees? En hierdie ryk man het gesê, ek weet nie.
En hy het gesê, dan los ons die saak net daar. Ons weet nie wie die barmhartige Samaritaan was nie, maar die Bybel vertel vir ons, daar was 'n barmhartige Samaritaan, en ons moet dieselfde gesindheid openbaar. En dit was vir my so mooi geweest, vriende. En jy sien die groot van hierdie verhaal, die grootste deel van hierdie verhaal is, die Here se loon is meer werd as die van die wêreld. Onthou, ons loon is eendag in die hemele. Die Here sê, die oomblik toe hy daai skape en bokke van mekaar afgeskei het, het hy die skape beloon volgens die werk wat hulle gedoen het. En mag ek en jy ook werk vir hemelse loon, vir die mooi so, wat ons uit die hand van die Here sal ontvang. Want daar gaan 'n dag aanbreek. Die Bybel sê vir ons, dat ons volgens ons werke beoordeel gaan word. En ons werke, se doel is altyd, om ons Vader in die hemel te verheerlik. Nie vir selfverheffing nie, het gaan nie oor ons nie, het gaan nie oor naam te probeer maak nie, het gaan nie oor om vir iemand te help wat hy kan terugbetaal nie, en dit moet so ver as moontlik anoniem genoem doen word, sodat God dit alles verheerlik kan word. Mag die Here ons seën met wysheid. Daar's baie meer wat 'n mens kan sê, daar's baie meer wat 'n mens kan byvoeg by hierdie saak, maar ek glo ek het genoeg gesê, sodat u hart opgewek kan word, om dinge te doen, en met die Here te verheerlik, en so ook mense te help, om Christus aan hulle te vertoon. Mooi dag vir u verder, seën vir u, tada.